Aansuiwering nommer 9, voorsiening vir oninbare skulde op bladsy 145 is ons laaste jaareind aansuiwering. Nou volgens die omsigtigheidsbeginsel moet die waarde van debiteure, dit wil sê die persone wat vir ons geld skuld en die geld wat ons glo ons gaan van hulle ontvang, die waarde van hierdie debiteure moet in die balansstaat so realisties as moontlik getoon word. Elke jaar sal 'n sekere persentasie debiteure nie hulle skuld kon betaal nie. Uit vorige jare se ervaring kan die onderneming 'n vooruitskatting maak van wat die persentasie debiteure sal wees wat nie hulle rekeninge gaan betaal nie. Daar moet dus voorsiening gemaak word vir hierdie persone wat dalk as oninbaar afgeskryf gaan word. Hoekom? Sodat die syfer vir debiteure die mees realistiese bedrag toon wat ontvang behoort te word. Dit help nie jy wys in jou balansstaat, jy het 100 000 rand se debiteure, maar jy weet jy gaan dalk net 90 000 rand daarvan ontvang nie. En daarvoor gaan ons 'n voorsiening vir oninbare skulde skep. Nou in die eerste plek kyk ons, as ons vir die eerste keer so 'n voorsiening vir oninbare skulde skep. Wat gaan gebeur is ons gaan 'n uitgawe rekening oopmaak wat ons noem voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering, en dan gaan ons 'n negatiewe bate rekening skep, voorsiening vir oninbare skulde. Dus om hierdie aansuiwering te doen, debiteer ons 'n uitgawe rekening, 'n nominale rekening met die naam voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering, en ons krediteer 'n negatiewe bate met die naam voorsiening vir oninbare skulde met die totale bedrag van hierdie voorsiening wat ons wil skep. Ons gaan dus nog nie debiteure kontrole self krediteer nie, want die geld is nog nie regtig as oninbaar afgeskryf nie. Aan die hand van die volgende voorbeeld kan ons dit mooi verduidelik. Die voorbeeld sê, die volgende syfers verskyn in die vooraansuiweringsproefbalans van Menlo Handelaars op 28 Februarie 2015, die einde van die finansiële jaar. Die debiteure kontrole rekening toon 'n saldo van 24 000 rand. Dit beteken, daar is debiteure wat vir ons 24 000 rand skuld, maar nou wil ons realisties wees en ons wil sê, ons het uit ervaring geleer dat nie al die debiteure skuld betaal nie. Onthou, dit is ons maar een van die risiko's as jy op skuld aan mense verkoop. Die aansuiwering sê, daar word verwag dat 5% van hierdie debiteure nie hulle skuld sal betaal nie. Nou 5% van 24 000 rand, as ek dit uitwerk, die 24 000 rand maal 5% beteken, ons verwag dat ons 1200 rand hiervan dalk nie gaan ontvang nie. Die aansuiwering sê, skep 'n voorsiening vir oninbare skulde vir 5% van hierdie uitstaande debiteure. Nou hoe doen ons die aansuiwering? Ons debiteer die uitgawe rekening voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering en ons krediteer 'n negatiewe bate rekening voorsiening vir oninbare skulde. Nou kom ons doen dit in die algemene joernaal. Dit is 'n jaareind aansuiwering, dus gebeur dit op die laaste dag van die finansiële jaar. Ons debiteer 'n rekening, 'n uitgawe rekening met die naam voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering, 'n nominale rekening met hierdie 1200 rand. En ons krediteer 'n negatiewe bate rekening met die naam voorsiening vir oninbare skulde. Dis 'n balansstaatrekening, negatiewe bate met 1200 rand. My omskrywing sal wees, 'n voorsiening is gemaak van 5% van debiteure wat dalk nie hulle skuld sal betaal nie, met 'n joernaalbewys nommer. En nou in die algemene grootboek gaan maak ek hierdie inskrywing, die voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering rekening, nominale rekening, 'n uitgawe in hierdie geval, word gedebiteer op 2015 Februarie die 28ste. Die dubbelinskrywing is by voorsiening vir oninbare skulde.
Die inskrywing is in die Algemene Joernaal gemaak en daar sien jy die R1200. Die dubbelindskrywing by voorsiening vir oninbare skulde se kredietkant, onthou dis is 'n balansstaatrekening, 'n negatiewe bate en daar het ek die inskrywing 2015 Februarie die 28ste voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering in die Algemene Joernaal R1200. En wat nou gebeur is as ek my balansstaat opstel, dan wys ek ja, ek het R24,000 se debiteure, maar volgens die omsigtigheidsbeginsel om realisties te wees, toon ek R1,200 voorsiening vir oninbare skulde wat ek dalk nie gaan ontvang nie. Dus my netto handelsdebiteure, dit wat ek glo ek werklik gaan ontvang, is net R22,800. Kyk na die nota aan die balansstaat. By die handels en ander debiteure nota sal ek wys, ja, ek het R24,000 se debiteure, maar ek maak voorsiening dat R1,200 hiervan ek dalk nie gaan ontvang nie. Dus realisties, as iemand na my boeke kyk, sal hy sê, ons kan seker wees dat ons ten minste R22,800 as netto handelsdebiteure werklik sal ontvang. Hierdie is die omsigtigheidsbeginsel, die saldo gegee, maar voorsiening gemaak van oninbare skulde van R1,200 en R22,800 sal werklik ontvang word. Dit is wat gebeur as ons vir die eerste keer 'n voorsiening vir oninbare skulde rekening skep. Nou dit het ons nou gedoen hier op 28 Februarie 2015. Nou moet jy onthou, gedurende die jaar gaan ons weer op skuld, die nuwe finansiële jaar wat eindig 28 Februarie 2016, sal ons weer aan debiteure op skuld verkoop, ons sal geld ontvang en aan die einde van die volgende finansiële jaar wat 28 Februarie 2016 eindig, dan moet ons die voorsiening vir oninbare skulde rekening, hierdie balansstaatrekening se saldo, negatiewe bate, moet ons aanpas sodat dit 'n refleksie is van die volgende jaar se uitstaande debiteure. En dit is waar ons gaan kyk op bladsy 146. Bladsy 146, nommer B, 'n vermeerdering van die voorsiening van oninbare skulde. Indien 'n voorsiening vir oninbare skulde reeds bestaan, dit is soos in hierdie vorige oefening, ons het nou reeds die vorige jaar 'n voorsiening vir oninbare skulde rekening geskep, dan moet dit elke jaar slegs aangesuiwer of aangepas word, sodat dit die persentasie van daardie jaar se debiteure waarvoor voorsiening gemaak word om as oninbaar afgeskryf te word, sal aantoon. Indien die debiteure dus vermeerder, die saldo van debiteure kontrole, dan sal die voorsiening van oninbare skulde ook vermeerder moet word en dit sal ons as volg boekstaaf. Onthou nou, daai saldo gaan nou moet meer word, dis ons bloot daai verskil hier krediteer en ons sal weer 'n uitgawe hê. Hoe vermeerder ons 'n voorsiening van oninbare skulde? Debiteer weer die uitgawe rekening, voorsiening van oninbare skulde aansuiwering en krediteer daardie negatiewe bate, voorsiening van oninbare skulde, waarmee net met die verskil tussen die huidige saldo van voorsiening van oninbare skulde en dit wat die nuwe saldo moet wees. Nou kom ons kyk na voorbeeld 2. Die voorbeeld sê, die volgende syfers verskyn in die voorhandsuiweringsproefplaas van mendehandelaars, hierdie keer op 28 Februarie 2016, dis die einde van die finansiële jaar. Nou hierdie keer is die debiteure kontrole saldo R30,000. Ons het mos nou die vorige jaar reeds 'n voorsiening van oninbare skulde van R1,200 geskep. Dit het jy gesien daar op bladsy 145. Dus die voorsiening van oninbare skulde rekening het reeds 'n saldo van R1,200. Ons kan dus hier in die algemene grootboek die voorsiening vir oninbare skulde rekening begin met die saldo, dit wat reeds die vorige jaar geskep is. Nou, hy sal vir die hele jaar so daar staan, so jy het hom afgebring op 2015 Maart die 1ste en hierdie saldo van R1,200 staan die hele jaar daar. Dit was 5% van die vorige jaar se debiteure. Nou is debiteure kontrole R30,000. Die aansuiwering sê,
suiwer die voorsiening van oninbare skulde aan, dit wil sê verander die saldo van voorsiening van oninbare skulde tot 5% van hierdie jaar se uitstaande debiteure. Nou 5% van R30.000. As ek 5% van daai R30.000 uitwerk, 30.000 maal 5%, dan kry ek die voorsiening van oninbare skulde moet nou wees 1.500. Dus ons moet dit vermeerder met R300. Hierdie saldo wat jy daar sien, 1.200, moet wees 1.500. Ons moet dus R300 bysit. Hoe doen ons dit? Ons debiteer die uitgawerekening voorsiening van oninbare skulde aansuiwering en ons krediteer voorsiening van oninbare skulde self net met die verskil tussen wat die saldo was en dit wat dit moet wees. So om te kry van 1.200 na 1.500 moet hier net R300 bykom. In die algemene joernaal, die volgende inskrywing, jaareind aansuiwering, so die 28ste Februarie, debiteer voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering, daardie nominale rekening, die uitgawerekening, debiteer dit net met die verskil, die R300, en krediteer voorsiening vir oninbare skulde, die balansstaatrekening ook met hierdie R300. Die joernaalomskrywing, die voorsiening vir oninbare skulde is aangesuiwer tot 5% van hierdie jaar se uitstaande debiteure met 'n joernaalbewys. Dus as ons dit oorboek na die grootboek toe, kyk daar by voorsiening van oninbare skulde aan die einde van die jaar 2016 Februarie die 28ste. Onthou nou daai saldo was nog van die vorige jaar en hy staan die hele jaar daar. Nou gaan ek en ek sit by voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering. Daar's waar die dubbel inskrywing gemaak is. Inskrywing is in die algemene joernaal, dit was my boek van eerste inskrywing, R300 en nou is die korrekte 5% van hierdie jaar se uitstaande debiteure van R30.000 is R1.500. Die dubbel inskrywing by voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering, daar het jy aan die debietkant die inskrywing 2016 Februarie die 28ste voorsiening vir oninbare skulde algemene joernaal R300. Nou onthou volgens die paringsbeginsel sal hierdie R300 as 'n uitgawe by hierdie jaar se wins afgetrek word. Die vorige jaar was die uitgawe 1.200, dit was afgesluit en afgetrek volgens die paringsbeginsel by daardie jaar se wins. Hierdie jaar die uitgawe net R300. Indien jy nou die balansstaat opstel, kan jy baie mooi volgens die omsigtigheidsbeginsel sien dat ja, ons het R30.000 se debiteure wat vir ons geld skuld. Dus my handelsdebiteure of debiteure kontrole is R30.000, maar ons maak voorsiening dat 5%, dis daai R1.500, die saldo van voorsiening van oninbare skulde, die nuwe saldo, 5% van hierdie R30.000 ons dalk nie gaan betaal nie. Dus as ons realisties wil wees, volgens die omsigtigheidsbeginsel, R30.000 minus R1.500, ons behoort ten minste R28.500 werklik van debiteure te ontvang. Hierdie is hoe dit lyk as die voorsiening vir oninbare skulde saldo moet verhoog. Nou kan jy self dink, die laaste wat kan gebeur is, hierdie saldo moes dalk verminder. Kom ons kyk na bladsy 147, nommer C, 'n vermindering van voorsiening van oninbare skulde. Indien 'n voorsiening van oninbare skulde reeds bestaan, moet dit mos nou elke jaar aangesuiwer word, sodat dit die persentasie van daardie jaar se debiteure waarvoor voorsiening gemaak word om as oninbaar afgeskryf te word, sal reflekteer. Nou kan dit gebeur dat die debiteure verminder het. Indien die debiteure verminder het, dit wil sê debiteure kontrole se saldo het verminder, dan sal die voorsiening van oninbare skulde ook verminder moet word en dit word as volg geboekstaaf. En dis nou baie interessant. As daai saldo moes minder word, dan gaan ek voorsiening van oninbare skulde moet debiteer
En nou gebeur iets baie interessants. Voorsiening vir onbare skulde aansuiwering sal dus gekrediteer word en dit is dus 'n inkomste indien jy die voorsiening vir onbare skulde saldo moet verminder. Kyk daar, debiteer daardie negatiewe bate, voorsiening van onbare skulde en krediteer, nou is dit skielik 'n inkomste rekening. Hy het dieselfde naam, maar hy kan dus 'n inkomste of 'n uitgawe wees. 'n Inkomste rekening, naamlik voorsiening vir onbare skulde aansuiwering met die verskil tussen die huidige saldo van voorsiening van onbare skulde en dit wat die nuwe saldo moet wees. Ons is 'n jaar later. Hierdie was gewees 28 Februarie 2016. Ons het 28 Februarie 2015 die eerste keer hierdie voorsiening van onbare skulde geskep, die 1200. Toe die debiteure vermeerder en ons moes daai saldo vermeerder in 2016. 'n jaar later, die volgende syfers verskyn die vooraansuiweringsproefbalans op 28 Februarie 2017, die einde van die finansiële jaar. Die debiteure kontrole is nou net R21.000. Onthou die voorsiening vir onbare skulde het daardie saldo van 1500 wat ons daardie vorige jaar gehad het, wat op hierdie stadium reeds bestaan. Dus voorsiening van onbare skulde, kom ons bring die saldo af, 1500. Onthou hy bly 'n negatiewe bate, altyd 'n kredietsaldo. Dus van die begin van die jaar 2016, Maart die 1ste, het hierdie voorsiening vir onbare skulde rekening, die balansstaatrekening, die negatiewe bate, het 'n saldo van 1500. Nou is debiteure kontrole net 21000. Die vraag sê, suiwer die voorsiening vir onbare skulde, daardie saldo, aan tot 5% van hierdie jaar se uitstaande debiteure. Nou 5% van R21.000. R21.000 maal 5% is net 1050. Dit is wat die saldo moet wees. Hy is op hierdie stadium 1500, dus moet ons hom minder maak met R450. En hoe doen ons dit? Hoe verminder ons hierdie saldo? Ons debiteer voorsiening van onbare skulde en krediteer voorsiening van onbare skulde aansuiwering met hierdie verskil. En dit is wat jy bo gesien het. Debiteer 'n negatiewe bate, naamlik voorsiening van onbare skulde, en krediteer 'n inkomste rekening, naamlik voorsiening van onbare skulde aansuiwering met die verskil tussen die huidige saldo van 1500 en daardie wat die saldo moet wees 1050, dit wil sê met 450. Kom ons doen dit in die algemene joernaal. Jaareind aansuiwering, dus die dag is die 28ste. Ons debiteer voorsiening vir onbare skulde, die balansstaatrekening, die negatiewe bate, word gedebiteer met die R450 waarmee die saldo moet minder word. En ons krediteer voorsiening vir onbare skulde aansuiwering, en die feit dat ons 'n kredietinskryfing hier maak dat hierdie rekening vir hierdie jaar 'n inkomste is. Joernaalomskrywing is dieselfde. Die voorsiening vir onbare skulde is aangesuiwer tot 5% van hierdie jaar se uitstaande debiteure, en jy sal weer 'n joernaalbewysnommertjie hê. Nou kom ons doen die dubbelinskryfing. Die voorsiening vir onbare skulde saldo is 1500. Hy moet net wees 1050. Dus ons maak voorsiening vir onbare skulde minder deur die voorsiening vir onbare skulde rekening te debiteer 2017 Februarie die 28ste. Die dubbelinskryfing is by voorsiening vir onbare skulde aansuiwering. Die boek van eerste inskrywing was die algemene joernaal, en daar is die R450. As ek nou die 1500 vat, minus hierdie 450, deur hierdie rekening te balanseer op R1500, dan sien ek die saldo wat ek oordra na volgende jaar toe, is nou die korrekte 1050, wat 5% van hierdie jaar se 21000 is, en dit is waarmee die voorsiening vir onbare skulde rekening die volgende
finansiële jaar sal begin. Dus daar is die saldo nou reg, 5% van hierdie jaar se uitstaande debiteure. Die dubbelinskryving van daardie blou aansuiwering is by die kredietkant van voorsiening van openbare aansuiwering. Daar sien jy die inskrywing 2017 Februarie die 28ste, voorsiening van openbare skulde in die algemeen joernaal gedoen, R450 en hierdie rekening is nou 'n inkomste vir die jaar, want die risiko het verminder, die debiteure kontrolesaldo het verminder, voorsiening van openbare skulde aansuiwering 'n inkomste, 'n baie interessante rekening. Hy kan of 'n uitgawe wees as ek 'n voorsiening van openbare skulde skep of dit verhoog, of hy kan 'n inkomste wees. Indien ek my balansstaat moet opstel, dan wys ek, ja, ek het debiteure wat vir my R21,000 skuld. Dis daai saldo, maar ek maak voorsiening dat 5%, R1,050 hiervan, as oninbaar afgeskryf kan word. Dus, as ek realisties wil wees, volgens die omsigtigheidsbeginsel, dan is 21,000 minus 1,050, dan is R19,950 die bedrag wat ek behoort te ontvang. Voorsiening vir oninbaar skulde en die aansuiwering van hierdie saldo is ons laaste aansuiwering. Ons 9 jaar eindaansuywerings het ons nou behandel en volgende video sal ons dan kyk na die na-aansuiweringsproefbalans waarin al hierdie nuwe saldo's en die inkomstes en uitgawes vervat sal word, as ook sluitingsoordragte. Sorg dat jy die 9 aansuiwerings baie goed verstaan en kan toepas.